106.5. 7 minute oor 4 op die groot trek. En op 'n Woensdag is dit tyd vir jou mense, my mense, en ons vertel ongelooflike stories van oorwinning en vandag se storie is een van daai, voel ek. Saam met ons in die ateljee Johan Mulder en Nini het nou gesê, ek sien enigste girl. Dis net kerels hier binne. Ons het Etienne, sy broer, ons het Heinrich, wat Etienne se seun is, en dan ook 'n vriend en werkskollega Martin Brooks wat hy is, maar ek dink Martin, jy gaan nie baie praat hier nie. Nee, Hy's net hier vir die mooi gesiggie. Johan, welkom. Ja, baie dankie. So, net om 'n bietjie agtergrond te gee, Johan. Ja, jy's 'n 34-jarige man. En wat doen jy vir 'n lewe? Ek's 'n boilermaker by TechPro, by Ja. Elmas. En ja, ons doen boilermaking, veevoerfabrieke en maintenance en standhouding, al daai tipe dinge. En dan is ons maar op die plotte en op die plase besig. Nou, hierdie boiler making, dis 'n baie hands-on tipe werk, nee. Ja, Want 'n ou is konstant besig om te grind en te weld en dinge te doen. ja, nee, dit is. En jy moet 'n goeie oog hê vir kwaliteit ook. Maar as ouens wat maar, hulle maak maar bollie ook hier Ja. en daar. Badkanse. Hulle sien soos Etienne. O, is dit? Ja, ja. Mm. So, Etienne, nou, jy is ook nou hierso. Vertel ons gou 'n bietjie, watse lynwerk is jy ook in? Ek is ook in dieselfde lyn in. Ja? Ook boilermaking. Hoekom vat jy kanse? Ek vat die kanse nie. Broer het gesê Ja, dit. nee, hy vat kanse nie. Julle ouens moet Dis nou terugloop. tipies hoor. boeties, nê? Tipies Jy broers, mekaar ja. gas. En Heinrich, jy, hoe oud is jy? 14. En waar is jy op skool? Hoërskool Damas. Hoërskool Delmas, graad 8. Ja, 'n Groentjie. Ja, Is dit nee. lekker daar in die hoërskool? Nee, nie so lekker soos laerskool het. Hoekom? Laerskool kan ons nog bietjie sluit wees hy. Nou is daar te veel dissipline hier op die hoërskool. Ja, nee, Dinge raak nou reël met jou, as jy jou oë uitvee met jou eie mediese fonds betaal, dan so dit gaan. Ja. En dan sit jy nie meer snaaks nie. As jy eers vir jou eie huis moet begin skoonmaakmiddels koop, dan weet jy. Ja, dan Nou is is jy dit nog verby. Ja. Marina, help jy ook daar uit op die plase en die dinge? Ja, Wat doen jy? help bale laai. Maak maar skoon. Ek sien jy's hier met jou vellies. Ja. Ja, vellies of niks. Johan, okay, maar kom ons vat gou 'n bietjie terug met hierdie storie. So 'n ruk terug toe jy nou bietjie van 'n ongeluk beleef. Nie eers so lank terug nie, die Ja. 1 Maart. Ja, dis nou Ja, so kom ek ja. sê net 'n rukkie terug. Maar dis letterlik een van daai goeters van as iemand vir die storie moet vertel, dan mense gaan jou nie sommer glo nie. Dan is like your worst nightmare. Vertel ons gou wat het daai dag afgespeel. ons het gras gesny om te baal en goed, en ek het regop gestaan op die trekker en ek het verby 'n boom gekom en sy gewig het die boom se tak het die gewig gevang. Toe gooi hy my af, toe hou die trekker aan ry, toe ry hy boor my bene en toe kom die slasher, toe ry die slasher boor my voetgedeelte en ek het my bene plat gehou en die slasher se skiet het aan my broek vasgehak. Toe draai hy my nie rond en toe slaan die slasher se lemme my bene. En ja, toe die slasher oor my en klaar en hy het aangehou ry verder. En toe het my boetie my daar gekry waar ek gelê het en hy het toe vir Martin en vir Heinrich hulle gekry en hulle het my kom haal in die bakkie gelaai en hospitaal toe gegaan. En toe is ons van die een hospitaal na die ander hospitaal toe, nadat ons 'n bietjie probleme by die een hospitaal gehad het. So ons gaan nou 'n bietjie delf in daai waar het julle opgeëindig en wat gebeur het, maar in daai oomblik. Jy weet wat gaan deur 'n ou se brein? Nee, jy dink aan so baie dinge. Ek het myself probeer wegstoot, maar die trekker se wiel het my klaar afgedruk. En toe ek onder deur die wiel is, toe probeer ek nog wegkom, maar die slasher is toe te vinnig boop my. En daar was regtig niks wat ek kon doen nie. Ek kon nie verder wegkom nie en ek kon ook nie op die trekker bly nie. So, En hoe lank het jy nou daar gelê voordat jy boetie gekry het? Hoe het hy jou gekry? hy was besig met 'n ander trekker Wow. en toe het hy aangery gekom en toe kry hy my daarso. Maar dit was in 'n kwessie van 15 minute. Dit was nie lank gewees nie. So ek dink met die tipe jy weet ongeluk wat nou gebeur het en die beserings wat jy opgedoen het, is dit mens seker dankbaar dat jou broer was so naby. Ja, Want dit kon baie erger uitgedraai het as wat dit het. nee, dit kon en ek het baie bloed verloor daarso. So gelukkig was hy vinnig by my gewees want hy het ook gras gesny op dieselfde lyn wat ek gesny het. En so hy het daar by my afgekom want hy het agter my gesny. En ja, toe het hy my daar gekry toe is ons hospitaal toe en toe het ons bietjie gewag en toe die ambulans kom toe het hulle my bloeding gestop en so aan. So. Ja. Het jy nou kom jy op jou broer af
en jy het dit nie sien gebeur nie, het jy? Nee, gelukkig nie. Maar nou kom jy op jou broer af en jy sien die beserings wat hy opgedoen het. Wat het deur jou kop gegaan? Nee, dag, dis so baie stres en goed, jy weet nie wat om eers te doen nie. Jy weet nie, moet jy daar bly, moet jy iemand roep of wat nie, en toe dink ek nee, ek kan nie net dit self uitsort of iets nie. Dat ek na Martinaar toe gaan, dat hulle my kan kom help. Wat toe ry nou op die trekker om hulle so gou Ja, as toe moontlik jaag te ek na kry. hulle toe om hulle te kry. Ja. Help nie, ek hardloop, jy gaan tyd mors. Ja. Hulle was ook daarom nie ver van ons af gewees nie. Hulle het met die bakkie gewag, net so 100-150 meter van waar die ongeluk gebeur het af, ja. So dis amper half 'n perfekte imperfekte situasie gewees. Ja. Almal was naby genoeg Ja, om jou te kon help, Ja. maar jy weet, die skade was gedoen. ja, So ons gaan nou 'n bietjie verder met Johan gesels oor wat presies gebeur het op daai dag en toe hulle nou by die hospitaal uitgekom het. Dis Groot FM 90.5. Dis 'n Woensdag en dit beteken natuurlik bietjie jou mense, my mense. En net voor die breek het ons gesels met Johan Mulder. Hy is saam met ons hier in die ateljee en dan ons ook vir Heinrich wat 14 is, nou in die hoërskool. En Etienne, Johan se broer wat saam met ons hierso is. En dan 'n ander ouetjie wat net stilspeletjies speel, Martin Brooks. Hy was ook betrokke by die storie. So Johan, jy het toe nou 'n vratsongeluk gehad op die 1 Maart, 'n trekker en 'n wat noem jy hom, die snyer, slasher, ja. die slasher. Wat is Wat is die Afrikaanse woord vir dit? Die snyer. grassnyer? Grasnyer. Nietemin. Hulle Die slasher Dit slash die Ja. gras. Ja. Bossiekapper. die Bossiekapper. Bossiekapper, ja. het oor jou gery en jou broer en jou seun en Martin wat saam met jou werk het jy toe gevat na hospitaal toe. Wat het toe by die hospitale gebeur? Toe ons by die eerste hospitaal kom in Delmas, toe sê hulle vir ons eers ek moet inloop. En Jy joke. beloof jou. En dis nou na jy onder 'n slasher met hierdie Alles, massive ja. blades in is. Ja, Jou bene raak gekap is. ja, toe sien die security, toe sê hulle nee, ons moet inloop en toe sal onder ons hier, toe maak hulle vir ons die hek oop. En nou is jy ou nou nog besig om bloed te verloor ook nie. Ja, nog heel tyd, ja. En toe is ons in, kom ons al binnekant en toe is ek op die bed en hulle het my ingespuit, maar nog steeds het hulle nie bloed gestop nie. En toe bel hulle rond vir bedde en so goed in Witbank en Middelburg en oral en daar's nie bed beskikbaar nie. Toe bel ons aan 'n privaat ambulans en hy het toe gekom en hy het toe die bloeding gestop en hy het my toe na Verre Oos Hospitaal toe gevat. En toe ek daar kom, toe is ek dadelik gehelp en voor my leer oop is, toe is die dokters al by my en besig met my. En wat sê die dokters toe hulle nou sien wat gebeur? Ja, hulle het probeer om eers my bene te red, maar dit was tussen ekstrale en sonars vir die are wat af is en kyk is daar nog bloedtoevoer na my bene toe of na my voete toe en so aan, maar daar was nie gewees nie en hulle het dit ook eers toegewerk om te kyk of hulle dit kon, maar die gras en goed binne in die wonde was ook so baie dat infeksie en goed het klaar begine ontstaan. En ja, die volgende dag toe het hulle vir my 'n brief gevra en toe sê hulle vir my die enigste opsie is afsit, maar hulle wag nog vir 'n tweede en 'n derde opinie. Toe het hulle dokters van Joburg Jenaf laat kom en van Steve Biko af, ortopede wat gekom het en kom kyk het en toe het hulle ook almal saam gesê afsit is die beter opsie. Maar dit hang van my af en ek het vrede gemaak daarmee en ek het die papiere geteken die volgende dag toe ek teater toe. Johan, maar dis nie, ek kan nie dink dat dit 'n maklike besluit is nie. Vir Nee, ou- glad nie. Vir 'n ou soos jy's besig op die plaas, jy's besig op die plotte, jy's heeldag op en af met die boiler making en die goeters. So jy's aan die gang ou, jy Ja, weet, jy nee, hou ek is- daarvan om te werk en Ja. aan die gang te wees en om te weet, dit gaan my realiteit wees vir die res van my lewe. Ja. Ek gaan nie my bene hê nie. Nee, dit is baie moeilik. Dit is nog steeds moeilik veral as jy gewoond was om alles te doen. Ek het daarom baie mense die werk, die baas, hulle, my kollegas en so aan my familie by die huis wat my help. Maar dit bly nog steeds 'n moeilike situasie Om afhanklik te wees. om nou. afhanklik te wees, ja. Van nie afhanklik na oornag afhanklik. Dis baie moeilik vir my. Maar dit het jou nie terughou nie. Nee, glad nie. Ons het 'n voice note gekry van Karen wat saam met jou werk. Ja. En hoor net gou hierso. O, wag. Kan ek hoor? Speel hom. Okay. Okay. Hallo, ek is Karen Brooks, werk ook by Techpro Engineering. Ons ken al vir Johan vir 6 jaar. Johan het 'n vratsongeluk oorleef en by die eerste hospitaal erge mediese nalatigheid ook beleef.
maar by Verre Oosrand waar hy daardie noodlottige dag opgeneem is, net die beste behandeling gekry. Ons het nie geweet wat om te verwag toe ons hom gaan sien net nadat hy die nuus gekry het, dat hulle sy bene gaan amputeer nie. Maar Johan het ons vir my en vir Teen soveel moed ingepraat, dat ons verstom voor hom gestaan het. Teens het hom verseker dat sy werk veilig is en dat hy oor niks moet worry nie. Johan het amper uit die hospitaal uit direk werk toe gekom elke dag. Almal by die werk was verstom oor Johan se positiwiteit en was en is nog steeds vol grappe. Sy bynaam Ouros het nou verander na Stompies toe. Johan se positiwiteit het almal so geïnspireer en die spanne werk asof hulle nuwe vuur in hulle brand. Johan is 'n voorbeeld vir ons almal en ons is baie lief vir hom. Weet jy Johan, dit is 'n ongelooflike testimonie van Karen af. Lag ek nou lekker vir die stompies. Ek moet nou net eers vra. Jy gaan moet verduidelik. Die stompies, I kind of understand. Ja. Ouros. Ja, omdat ek soos die Ouros mannetjie lyk. Ek is nie van die kleinste mense nie. Hoorie, maar dit klink of jy werk vir 'n ongelooflike maatskappy, want soos wat ek dit nou het die baas gekom, hulle het jou kom sien in die hospitaal ook en vir jou gesê, hierdie is net 'n tydelike setback. Moenie jy stres oor wat gebeur as jy klaar is by die hospitaal nie. Jy het 'n plek om na toe terug te kom. Ja, nee, dit is definitief. En ek hoor daar's toe sommer aanpassings vir jou gemaak so om jou lewe bietjie te vergemaklik by die werk ook. Ja, nee, hulle het. So vertel my bietjie, wat het hulle gedoen? Jy wou nie kantoorwerk gaan doen nie. Nee, ek wil nie kantoor, ek sien nie. Jy lyk so bietjie soos 'n pen pusher. Nee, glad Hy doen glad nie. Nee, glad nie. Nee, ek het een van die kleiner tafeltjies gekry en ek sit daar en werk en ander plekke as ek op scaffold moet werk of so, en tel hulle my op of staan op my knie en ek werk en so ek gaan aan. En somme uit die hospitaal uit terugwerk toe. Ja, ek het die eerste ruk bietjie stadig gevat omdat die bene nog seer was, maar nou is dit al gesond, so nou werk ons en hoe gaan ons aan, ja. Weet jy, Heinrich, nou, hoe voel dit om so 'n voice note te hoor van jou pa, van hoe hy mense inspireer en hoe hard hy werk? Dit laat my baie goed voel, want ek gee baie om oor my pa. Ja, en inspireer dit jou om ook so 'n awesome man te wees? Ja, dit gee my hoop om nie op te gee as ek moeg is of iets nie. Dan dit stoot my net laat ek nog gaan en aanhou. Dis amazing. Hoorie, nou, vertel ons net gou-gou 'n bietjie, jy weet, wat is, behalwe nou vir die aanpassings wat gedoen is by die werk, jy weet, hoe kan 'n mens, wat is in die toekoms nou vir jou? Is daar nog planne vir jou vorentoe met rehabilitasie en goeders om vir jou beter kwaliteit van lewe te gee? Ja, protese is die volgende pad vorentoe, dat ek weer kan opstaan en weer kan loop en weer normaal kan wees en alles wat ek doen net weer soos normaal te kan doen. Maar dit is 'n paar rand, dit is 'n klompie geld. Wat 'n klompie geld? Intree vlak is R63,000 en soos wat jy beter wil hê, so raak dit duurder. Intree vlak is nou soos amper daai wat die Pirates gehad het. Dis net stompies. Ja, dit is net jou kort beentjie met jou stywe haak en so aan en goed. En elke tweede jaar, tussen 2 jaar en 3 jaar moet jy jou sleeves vervang, wat dis die silikon wat hulle om jou been sit, wat jy soos wat die spier nou maar groei en verander. En dit hou jou hele protese been aan jou been vas. So dit word uitgewerk met die loop en die op en af en hoe besig jy is en so aan. So dit moet elke 2 jaar moet dit vervang word. Dit is so R6,000 'n been. En ja, soos wat jy beter bene wil hê en so raak dit maar net duurder en soos wat ek dit verstaan, is daar terapie wat daarmee te saamgaan, want jy kort nou hulp om te leer om te loop en as ons dan na jou back and body kyk, is die totale bedrag rondom R250,000. Ja, daar's baie labor betrokke, as ek so kan sê, om die bene te bou en so aan. En die fisio, ek moet elke week gaan vir fisio, want jou spiere, alles raak nou swakker met die wat jy nou, want ek is nou al 4 maande in 'n rolstoel. Ja. En so al jou spiere gaan lemma en verswak en so dit moet alles weer opgebou word en jy moet weer heeltemal van voor af leer loop. So dit is nie net van ons staan op en ons loop nie. Ja. Maar julle het nou jy het nou die back and body genoem. Julle het nou 'n bladsy gestig. Wat se werk het julle nou al bietjie ingesit om fondse in te samel om vir jou ordentlike stel bene te kry? Ons het
die Back-a-Buddy het ons opgestel en goed, en die kerk het ook nou fondsinsameling gehou, hulle het 'n Victorinox horlosie looitjies uitgesit, en dit was nou Sondag getrek, so daar het ook 'n klomp geld ingekom van daai kant af. Daar is besig met 'n golfdag en so. Ons weet nog net nie presies wanneer dit gehou gaan word nie, maar daar's mense wat besig is met reëlings daarvoor en so aan. So daar's 'n paar goedjies in plek, en daar sal 'n enorme klomp geld ingesamel vir die protese om mee te kan begin. Ja, so julle rus nie op julle laure nie, julle probeer regtig hard om daai geld in te samel so gou as moontlik. Ja, nee, ons probeer, ja. Wel, ons het al 'n gedeelte van Johan se storie vertel. Ons jou mense, my mense vandag, en Johan Mulder het vir ons kom vertel wat met hom gebeur het. 'n Fratsongeluk op die 1 Maart. Trekker, hy het van die trekker afgeval en die implement het hom maar ingetrek. 'n cutter, soos 'n cutter, né? 'n slasher. Wat hom gekatter het. En toe is hy nou hospitaal toe, eers hospitaal kon hom nie regtig help het nie, en toe is hulle na 'n tweede hospitaal toe, en die het hulle nou vir hom baie mooi verduidelik, goed gehelp. En hier sit hy vandag, ongelooflike mense vir wie hy werk, en hy kan vir ons die storie vertel. Ja, en ek dink net, jy is so inspirerend, hoe jy mense om jou inspireer, en daai wat jy gesê het, dis 'n quote, dis nie net 'n terugslag nie, dis net 'n terugslag, dis nie die einde van die wêreld nie. Dit is ongelooflik, en hier is nog 'n boodskap van iemand wat net sê hoe inspirerend jy vir hulle is. Johan is regtig 'n inspirasie vir ons almal. Ons almal het gedink hy gaan 'n diep gat gaan sit en wegkry vir die wêreld, maar dit was die teenoorgestelde. As iemand met hom wil praat hy oor sy ongeluk, hy steek niks weg nie, hy vermy dit nie, hy is 'n positiewe mens, en hy sê hy sien so uit na sy voete wat hy gaan kry, en ons is opgewonde saam met hom, en ons boeker hard om al die geldjies vir hom bymekaar te kry. Johan, jy is 'n inspirasie, en ons almal is lief vir jou. Dis nou Johan, Ja. 'n Vriendin. Ja, Martin se vrou. Ja. Ja. So almal is besig om hierdie massiewe bedrag wat voor jou lê, jou te help om in te samel, en glo saam met jou dat jy daai geld gaan insamel om daai voete van jou te kry, om net weer vir jou daai vryheid terug te gee, nê, waar jy so gewoond is. So 'n vriend van die program en van Groot FM 90.5, Wian Vogel van die Roundtable Collective, het jou storie gehoor, is geïnspireer deur jou storie, en het gaan gesels met 'n prostetis orthotis Johan Snyders. Dr. Johan Snyders. Dokter, jammer. Baie dankie. En hy is die stigter van die Jumping Kids, 'n nuwe winsgewende organisasie wat veral kinders help ook met protese en terapie, en ons het vir Dr. Johan Snyders op die lyn. Hallo dokter. Goeiemiddag julle, van dit. Goed en self. Ek mag nie kla nie. Dis 'n pragtige storie wat ons vandag mee besig is. Nee, absoluut. Ongelooflik. Luister, so gee gou vir ons net 'n bietjie agtergrond oor Jumping Kids. Vertel ons van dit. Ag ja, dit is 'n konsep wat ons begin het in 2008, waar ons gekyk het na kinders wat disability het, nie 'n been het nie, en kinders moet skool toe gaan. So ons mandaat is obviously education, en ons pas die kinders met proteses sodat hulle na mainstream skool toe kan gaan. Nou natuurlik, ons skoolstelsel het baie verander in die laaste paar jaar. So as ons hierdie kinders die equipment en die tools kan gee sodat hulle na mainstream skool toe gaan, dan kan hulle in terugstap in die arbeidsmark en 'n gelyke voet het met ander kinders, en hulle kan speel en hulle kan normaal wees en hulle kan funksioneer. So ons kyk so na so 250 kinders waar ons hulle verantwoordelik is vir hulle mobiliteit. Daar's 'n paar om die hoek by jou, daar's 'n paar in Boys High, daar's 'n jong man daar in Office, daar's 'n paar meisies in Girls High. So daar's 'n paar van hulle in die onmiddellike omgewing om ons, maar wat ons reg kry is ons verander 'n narrative oor disability en wat kinders kan reg kry in die lewe waar ons nou is. Ongelooflik. So toe Wian Vogel van die Roundtable Collective na jou toe kom met Johan se storie, toe het dit jou diep geraak en jy wil graag vir hom ietsie sê. Ja, ek wil 'n paar dinge vir hom sê.
En daar's 2 belangrike datums in jou lewe, die dag wat jy gebore is en die dag wat jy weet hoekom jy gebore is. En daai tweede een is wat die verskil maak as jy uitfigure hoekom ons doen wat ons doen. So is lekker vir ons om met iemand te werk soos Vian hulle wat inkoop in die konsep wat ons doen met kinders en hoe ons dinge verander. Maar toe ek hoor dat hierdie jong man wat daar by julle sit, 'n pa van 'n 14-jarige, toe weet ek hy het ook 'n hero nodig. Hy het ook iemand nodig om hom op sy hande te dra en hy moet ook nie 'n rugby game mis nie en hy moet ook nie 'n aktiwiteit mis van sy seun nie. Want 'n pa moet altyd 'n hero wees vir sy kind. En toe ek met Vian praat oor dit was net eenvoudig. En so ek weet daar's finansiële implikasies en komplikasies met wanneer jy jou bene verloor. Maar dit is belangrik van ons kant dat ons 'n plan kan maak om hom mobiel te kry. So die bestuur by Jumping Kids het gesê alhoewel ons 'n kinderorganisasie is en ons is afhanklik van koöperatiewe inkoop in wat ons doen, het niemand geaarsel om te sê dat hulle graag vir Johan wil help om sy mobiliteit terug te kry. Ons gaan vir hom 'n stel bene reg kry sodat hy kan staan, dat hy kan loop, dat hy sy aktiwiteite saam met sy seun kan doen. En natuurlik, weet elke man het trots en ons almal wil nog 'n broodwinner wees. Ek het gehoor praat dan van ons ouros, so hopelik kan ons daai lyfie lekker fiks kry en hom lekker aan die loop kry, dat ons kan lekker dinge doen saam met hom en hom dan net die tools gee. Ek sien hy's 'n boilermaker, om die tools gee sodat hy absoluut onafhanklik kan wees en dinge kan doen. Johan, ongelooflik baie dankie. Anne Johan? Nee, baie dankie. Het jy hierdie surprise verwag? Glad nie. Want ek weet dit het so bietjie soos 'n berg voor jou gelê. Ou weet nie wanneer die fondse beskikbaar gaan wees om jy 'n nuwe bene in te kry sodat jy net weer normaal kan funksioneer en soos wat Dr. Snyders ook nog gesê het, jy weet, kan mobiel wees, by die rugby games uitkom en al daai goeders wat jy gedoen het voorheen. So ou het gewonder wen. En dis hoekom die Back Buddy daar is, maar nou danksy Vian hulle wat hierdie protese kwotasie aangestuur het daarna Dr. Snyders hulle toe en ongelooflike werk wat Jumping Kids doen, gaan hulle vir jou uitkiet met daai bene wat jy nodig het. Ja, baie dankie, ek waardeer dit opreg. Hoor jy Dr. Snyders, julle baie dankie en dankie vir die ongelooflike werk wat julle doen. Ons kan nie wag om al die terugvoer te kry en te sien hoe jaag iemand vir Johan hier so op en af om my ouros lyfie bietjie meer soos 'n suigstokkie te laat kry. Nee, dis 'n langtermynpad en dit gebeur nie net oornag nie. Ons sal hom sodra sy dinge reg is, gaan ons begin met die proses en ons behoort as alles regloop so gou as moontlik by julle uit te kom en dan hierdie ek gaan van sê 'n jong man. Kom ons koop hierdie jong man om 'n verskil te maak in die toekoms. Hoorie, baie dankie vir julle Johan, ons waardeer dit en stuur ons groete en liefde vir almal daarso, hoor. Baie dankie julle. Seënige dag. Johan, bye. Hierdie is te veel Johanne. Ja, Johan hier by ons in die studio. Dit is nie net ook die bene nie, dit is die terapie, dit is die pad waarvan hy praat. Gaan Jumping Kids en Dr. Snyders daar saam met jou loop. So daai R250,000 wat soos 'n berg voor jou lê. Ja. Is nou more. Ja, baie dankie. Ou man, ou van min woorde jy nou, nee. Ja. Groot skok. Miskien moet ons maar vir Martin vra of hy nou 'n bietjie wil chat. Ja, nee, ek dink hy sal beter meer te sê. Heinrich, hoe laat dit jou voel om te weet dad gaan weer kind of wees soos wat jy hom onthou? Dit maak my baie gelukkig net om te dink dat my pa kan weer loop. En ek is dankbaar dat ek elke oggend kan opstaan en sê dankie vir die Here dat my pa nog met ons is. Exactly. Hoor jy, ongelooflik, Johan, jy's 'n cool ouer. Ek en jy met braai een of ander tyd. Ek voel jy het stories. Maar dankie dat jy jou storie met ons kom deel het en ons hoop regtig dat hierdie nuwe bene danksy ons vriende daar by Dr. Johan Snyders hulle en die ouens wat dit nou om te gevat het, Vian hulle dan van die Roundtable Collective. Ons hoop dat hierdie die volgende fase van jou lewe gaan begin en alles vir jou gaan vergemaklik en sodat jy net die beste weergawe van jouself kan wees. Ja, nee, dit sal definitief.
So dis vandag se jou mense, my mense gewees. Dankie aan almal. Dankie aan die storie wat deurgekom het, Sonaitjie wat al die rolspelers bymekaar gesit het soos altyd. En as jy dit gemis het, sal ons dit vir jou op die Groot FM YouTube kanaal ook sit. Kan jy na die tyd weer gaan kyk. Groot FM 90.5